Welkom van my kant af as jy hier is vanoggend, terug van vakansie af. Ek hoop jy het lekker vakansie gehou, dalk jou eerste keer nou terug. En jy was lekker by die see, ek hoop jy het lekker gerus. Dit is 'n vol kwartaal wat voor ons lê en ek hoop jy's gerus en jy's reg vir dit wat voor jou lê hierdie kwartaal. Dis lekker om saam met jou te wees as jy ons besoek vanoggend. My naam is Rudo. En wat 'n voorreg om die woord met julle te kan deel vanoggend. Oor die laaste maand in hierdie vakansie hou ons daarvan om deur sekere boeke te werk en te preek uit die skrif uit. En ons maak vanoggend klaar. Ons het vir die laaste maand het ons deur psalms gewerk. Nou dit is onmoontlik om in 5 weke deur al die psalms te werk, né? Dit is amper 50 psalms 'n Sondag, maar ons het nie dit gedoen nie. 'n Psalm 'n Sondag. En wat 'n wonderlike ervaring was dit as jy dit gemis het. As jy welkom om op te vang op ons webwerf en terug te kyk. En ek maak vanoggend klaar en ons gaan vanoggend kyk na 'n pelgrimseënpsalm. So as jy jou Bybel het, is jy welkom om oop te maak in Psalm 128. En die tema van hierdie psalm is die seën van die Here, sodat ons geanker kan wees in die seën van God. En my gebed is dat God iets nuuts vir jou sal openbaar van sy seën. Want baie keer as iemand ons bel of as jy iemand sien en jy vra hoe gaan dit, dan sê jy nee, geseënd. I'm blessed. Nee, ek is geseënd. Hoekom gaan dit goed? Nee, dit werk gaan goed en my finansies lyk goed en jy weet verhoudings. En ons verwys dadelik na die goed van ons lewe, die vrug van God se seën op ons lewe, maar ons vergeet dat ons seën is diep gewortel en geanker in ons verhouding met God. En dit is die boodskap van hierdie psalm. En mag God dit vir jou openbaar vanoggend. Ons lees Psalm 128, die seën van die Here, 'n pelgrimslied. Dit sê geseënd is hulle wat die Here dien, wat wandel op sy weë. Jy sal die vrug van jou arbeid geniet en gelukkig en voorspoed wees. In jou woning sal jou vrou wees, soos 'n vrugbare wingerdstok. Jou seun sal wees soos jong olyfbome rondom jou tafel. So seën die Here die mens wat hom dien. Mag die Here jou seën uit Sion, sodat jy solank as wat jy lewe, die voorspoed van Jerusalem sal sien. En ook jou kleinkinders sal beleef. Mag daar vir Israel vrede wees. Vader, ons is so dankbaar dat hierdie liedere wat geskryf is, eeue terug, generasies terug, Here, ons steeds vandag kan lees en geseënd en geseën kan word daardeur. En mag elkeen van ons vandag die seën van God op ons lewens dra en sien hoe U getrou in ons lewens is. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Psalm 128 is een van die 15 pelgrimspsalms. Ons het laas jaar ook een van hulle gedoen. Ek dink Daan het Psalm 126 gedoen wat strek vanaf, dit is 'n klein bundel binne in hierdie groot bundel, Psalm 120 tot Psalm 134. En wanneer die volk opgetrek het, pelgrimstogte gedoen het na die groot feeste in Jerusalem, dan het die profete of die priesters op die 15 trappies op die tempel het hulle hierdie psalms gesing, elkeen op 'n trappie. Dit word ook gesê dat die volk het soos wat hulle optrek en families saam optrek na die optog toe en na die feeste toe en die optrane, daar's 'n optrane na Jerusalem toe, het hulle hierdie 15 psalms gesing. Want dit herinner hulle aan wie God is. Dit herinner hulle aan wat God vir hulle gedoen het en wat hy steeds besig is. Dit herinner hulle aan sy beloftes en ook God se seën op hulle lewens. Dit is wonderlike psalms, hierdie 15 psalms, en Psalm 128 vorm deel van hierdie sangbundel wat gesing is wanneer hulle opgetrek het
die volk om saam te kan wees. Psalm 128 is ook doelbewus saam met Psalm 127 gesit. Dit is eintlik soos 'n deel 1 en 'n deel 2. Want Psalm 127 herinner ons aan alles wat begin by God se genade. Dit praat van jy kan nie jou huis bou as dit nie gebou word op God nie, né? En so alles begin by God se genade en dan Psalm 128 wys vir ons hoe die lewe begin lyk wanneer ons onder sy genade lewe. En dit is gehoorsaamheid. Hoe lyk dit vir ons om getroue gehoorsaamheid te hê aan God? En so hierdie Psalm leer ons nie net hoe om die seën van God te verdien nie, deur te werk, nou werk ek en daarom verdien ek God se seën nie, of om 'n vrou te hê, nou het ek 'n vrou en nou is ek geseënd, of kinders, nou is ek geseënd nie. Dit wys vir ons hoe God se seën in ons elke dag se lewe lyk wanneer ons onder sy heerskappy lewe. Wanneer ons lewe onder God se heerskappy. Vanuit genade lewe ons in gehoorsaamheid. En so wat beteken dit om geseënd te wees? Wanneer jy na mekaar toe draai, of wanneer jy dalk jou vriend vra hoe gaan dit, en jy sê geseënd en jy vra hoekom sal hy vir jou sê is jy geseënd? Hoekom voel jy geseënd? En wanneer ons na die wêreld toe gaan, sal hulle 10 teen 1, nie net die wêreld nie, ons sal sê, wel ek is gesond, dit is hoekom ek geseënd is, of ek is finansiëel veilig, ek het 'n suksesvolle loopbaan en pragtige huis dalk. En geen van hierdie antwoorde, vriende, is verkeerd nie. Dit is wonderlik in elkeen in homself, is dit wonderlik om hierdie goeders te kan hê. Dit is geseënd. Maar wat Psalm 128 doen, hy skets vir ons 'n heel ander prentjie wat dit is en wat dit beteken om geseënd te kan wees. Dit leer vir ons dat God se seën nie gevind word in dit wat ons het nie, in ons besittings nie. Dit is dalk die vrug daarvan. Maar Psalm 128 wys vir ons dat ons om geseën te wees word gevind om hom te ken wat seën. Want alles vloei uit hom uit, vriende. En so vers 1 sê, geseënd is hulle wat die Here dien en wat wandel op sy weë. Dit begin met die woord geseënd. En daardie woord geseënd in die grondteks beteken tot in sy diepste vorm beteken om veilig en stewig geanker te wees. Om veilig en stewig geanker te wees. Nou kom ons sê ons vat dit en ons sit dit binne in vers 1. Dan sê dit veilig en stewig geanker is hulle wat die Here dien en wat wandel op sy weë. Veilig en stewig is die een wat die Here dien en wat wandel in sy weë. So waar kom jou seën vandaan? Van God af. Hy is die een wat jou veilig hou en jou stewig hou en geanker hou as jy hom dien en op sy weë is. En so wie ontvang hierdie seën? Hulle wat die Here dien. Hulle is veilig en stewig geanker. En so om die Here te dien, of sommige vertalings sê, miskien sê jou vertaling, om die Here te vrees, is 'n groot tema in die skrif. Miskien het jy al 'n studie gedoen, the fear of the Lord, om die Here te vrees, om die Here te dien. Dit is 'n groot tema reg deur die skrif. Hoe lyk dit vir ons om God te dien? Om hom te vrees. En dit beteken nie om vir God bang te wees nie. Dis nie wat hierdie gedeelte sê, ek moet bang wees vir God, of dit beteken nie om hom op 'n afstand te respekteer nie. Hy is God. Hy check so nou en dan in. Ek moet net op 'n afstand bly. Nee, dit beskryf 'n lewe van volkomme toewyding, vriende. Aanbidding.
vertroue, liefde, afhanklikheid van die koning van konings. Dit beskryf hoe ons eerbied en ons aanbidding gee aan die een wat dit al gedoen het en bewys het dat hy dit doen. Ons het 'n paar weke terug het ek gepreek uit Psalm 136. God se liefde, sy getroue liefde is bewys deur tyd. Dis nie net hy het dit gesê nie, hy het dit bewys aan ons deur sy dade en daarom kan ons hom lief hê. Daarom kan ons hom dien en in sy weë wandel. Dit beteken om God te erken vir wie hy werklik is en om met vreugde elke dag deel van ons lewe onder sy heerskappy te plaas. En so die tweede gedeelte van hierdie vers verduidelik dit sê deur te wandel in sy weë. Onthou julle daai koortjie? Onthou julle hom? In my wandel en in al my weë sal ek hom loof en prys, né? Ou koortjie. Waarhede wat ons sing deur tyd. Sing ons hierdie waarhede. En die vraag is, wandel ons in sy weë, nie omdat ons wil seën beleef nie, maar omdat ons die koning van konings aanbid. Want dis waar ons seën lê. Wat is sy weë? Deuteronomium 8 vers 6 sê, gehoorsaam die gebooie van die Here, jou God, deur op sy paaie te loop en hom te eer. Gehoorsaam die gebooie van die Here. En dan sê Psalm 119 vers 105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Om te wandel in sy weë beteken om sy woord te gehoorsaam, want dit is die lig op my pad. En dit wys die rigting vir jou lewe. Dit wys vir ons hoe om te lewe. En vir ons ook, maar hoe lyk dit prakties? Het jy al Matteus 5 vers 5, 6 en 7 gelees? Die bergpredikasie, waar Jesus prakties vir ons wys hoe om anderster te lewe, hoe om op sy weë te loop. Het jy al die 7 briewe wat Paulus geskryf het gelees, sodat jy kan verstaan hoe lyk dit vir ons as gemeentes om op sy weë te loop? Om te kan verstaan wat dit beteken om hom te dien. Ons kry dit wat God vir ons gee om hom te dien en op sy weë te loop binne in sy woord, en daarom is sy woord die lig vir ons pad, sodat ons geseënd kan wees. Mag God se woord die lamp vir jou voet wees en die lig op jou pad. Psalm 128 sê nie, gedra jou beter, sodat God jou sal seën nie. Dis nie wat dit sê nie. God se genade verander ons harte, vriende. En veranderde harte leef anders. Leef anders. Gehoorsaamheid is die vrug om God te ken. Dis nie die prys om hom te leer ken nie. Hoor julle mooi? Gehoorsaamheid is die vrug. Ons is gehoorsaam aan sy woord, ons wandel in sy weë. Dit is nie die prys wat ons betaal nie. Wat 'n wonderlike voorreg om gehoorsaam te wees aan die koning van konings. En dan gaan hierdie vers verder en dit sê, vers 2 tot 4, jy sal die vrug van jou arbeid geniet en gelukkig en voorspoedig wees. In jou woning sal jou vrou wees soos 'n vrugbare wingerdstok. Jou seun sal wees soos jong olyfbome rondom jou tafel. So seën die Here die mens wat hom dien. En so een van die mooiste dinge van hierdie Psalm is hoe alledaags die seëninge lyk. Mens sal nou dink dat as hulle opgetrek het na Jerusalem toe en na hierdie pelgrimstogte en hulle sing hierdie pelgrimsliedere, hulle sal sing van al die oorwinnings en van die konings. Maar kan jy sien hoe sing hulle van die elke dag se lewe? My vrou en my huis en my werk en my kinders. Want dit is die oorvloed van ons verhouding met God. Jy sal die vrug van jou arbeid geniet en gelukkig en voorspoedig wees. Die eerste seën wat hy spreek is geseënde werk. En dit vat ons terug na Genesis toe, né?
nadat Adam en Eva gesondig het werk moeilik geword. Miskien is daar van julle wat voel, joh, my werk is moeilik en dis hard. En toe ons beddings gegrawe het in Adelaide, was dit harde werk. En dit was moeilike werk. En die son tap, en ons drink Coke. En ons eet knickknacks. En ons kry energie. Maar arbeid het frustrerend geword vir elkeen van ons tot vandag toe. Dit is oorweldigend soms. Dit is moeilik en soms weet ek nie wat om te sê en hoe dit lyk nie en dit voel nie soos die seun van God nie. Op Psalm 128 maak nie asof dit verdwyn het nie. Hy herinner ons dat die vrug van jou arbeid met dankbaarheid en vreugde ontvang word. En die seën is nie net voorsiening nie, vriende. Die seën is ook tevredenheid. En dis moeilik vir ons om tevrede te wees net vir 'n rukkie. Ons het vandag meer as wat vorige geslagte en generasies ooit van sou kon droom. As ons dink aan tegnologie en hoe vinnig ons boodskappe bymekaar kan uitkry en waarheen ons op pad is, het ons veel meer as vorige generasies en geslagte. Maar tog geniet ons dit minder. Ons geniet dit minder. Altyd besig om na meer te jaag, na meer te streef, nog een prestasie. In Psalm 128 herinner ons daaraan dat ware tevredenheid nooit in die meer gevind word nie. Dit word nie gevind om nog meer te doen nie. Nog meer besittings te hê nie. Dan is ek geseënd nie. Word gevind deur God se gawes met dankbare hart te ontvang. 'n Geseënde huis, hy spreek dan van 'n geseënde huis. Die Psalm beweeg na die huis toe. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis. En dwars deur die skrif simboliseer die wingerdstok vreugde, oorvloed en seën. En as jy na hierdie foto kyk, dan lyk dit nie vir jou ook lekker nie. Jy wil sommer gaan vrugte pluk en bietjie onder die boom sit en jou Bybel lees. Miskien iets anders te doen onder daai bome. Maar sy word nie uitgebeeld as blote bykomstigheid in die gesin nie. Kan jy dit sien? Sy staan sentraal in die lewe en die vreugde van die huis. En haar vrugbaarheid strek veel verder as net kinders. En dis wat ons moet raak sien, is dat sy bring bemoediging en wysheid. Sy bring krag en liefde. Sy bring genade en sy help om 'n huis te skep waar ander God se seën kan beleef. Spreuke 31 vers 10 sê, 'n goeie vrou is meer werd as edelstene. Want sy bring nie net kinders voort nie. Sy bring krag, energie, wysheid, genade. En dit skep die sentrale punt van 'n huis. Sy is 'n seën. En dan praat die gedeelte van geseënde kinders. Soos olyfboompies rondom jou tafel. En olyfbome is merkwaardig. Dit is ongelooflike bome. Ek weet nie of jy weet hoe 'n olyfboom is en of jy al olyfbome geplant het nie. Maar hulle groei stadig. Amper soos 'n kind. Vat sy tyd. Oor 'n jaar kan jy hom nie dadelik oes en vir hom sê gaan was die skottelgoed nie. Hy kan dit nog nie doen nie. Hy soek nog bietjie tyd. En karakterontwikkeling is stadig. Geloof word stadig gekweek. Maar dan, wat dan gebeur met 'n olyfboom, is wanneer hulle volwasse is, dan dra hulle vrug vir geslagte en geslagte, vir jare daarna, as hulle reg geplant is. En kinders is dieselfde, vriende. Karakter ontwikkel stadig en geloof vat tyd.
Dis een van die redes hoekom ek vir Alexander saam met my gevat het op hierdie uitreik, want daar is tye wanneer hy in 'n moeilike en ongemaklike posisie geplaas is en hy leer iets wat ek hom nie kan leer nie. Die Vader homself kom spreek in sy hart en hy leer iets wat ek as 'n aardse pappa nie vir hom kan leer nie. Kan jy hoor, ons rol is ver groter as net dit wat ons besit. Ons seën lê om verbind te word in ons verhouding met die koning van konings. Daar's 'n seën daarin, want in daai plek hoor jy sy stem. En hy wys jou en hy lei jou. As ouers weet ons nie altyd wat se kant nie, hoe om besluite te neem nie. Wat se rigting om te gaan nie, wat is reg, wat is verkeerd, hoe onderskei ons? Maar God herinner ons daaraan dat geleidelike groei wel plaasvind. Groei vind plaas in die seën van die Here. En kinders is nie net 'n seën vir vandag nie. Hulle is ook deel van God se werk vir môre. Dis wat ons nalat. Hierdie hoofstuk, hierdie gedeelte eindig af, dan sê dit, en ook jou kleinkinders sal beleef, dat jy geseënd sal wees, sodat jy ook jou kleinkinders sal beleef. Want daar is 'n seën om in te ploeg in jou kinders, sodat jy ook jou kleinkinders kan beleef. En ek wil net hierdie woord ook spreek. Baie duidelik maak dat hierdie Psalm roep ons om net so klein bietjie verder ook te kyk as net tot die gesinslewe. Want van julle volg Christus getrou en jy's dalk nog ongetroud. Jy voel dalk dat hierdie Psalm is nie van toepassing op jou nie. Of dalk wil jy al vir jare lank kinders hê en jy het nie kinders nie. Of dalk is daar van julle wat die pyn beleef van gebroke verhoudings, gebroke families, of selfs die hartseer van familie wat klaar weg is, wat nie meer hier is nie. Psalm 28 sê nie dat op een of ander manier jy God se seën misloop nie. Want in Christus word die kerk na God se huisgesin verwys. Efesiërs 2 vers 19. Hier ontdek ons geestelike vaders en moeders, en jy word dalk 'n vader en 'n moeder vir geestelike kinders. Ons sien dit reg deur die Bybel, 1 Timoteus 5 vers 1, Markus 3 vers 33, broeders en susters, sê Jesus, van my. Jy is dalk kinders in die gees of in die geloof van 'n pa en 'n ma wat nie jou biologiese pa en ma is nie. En so ons kan nie net na hierdie gedeelte kyk na biologies en sê, wel, as ek nie dit het nie, as ek nie 'n vrou het of kinders het nie, dan is hierdie gedeelte nie van toepassing op my nie. God roep jou tot 'n geestelike familie. En die seën van Psalm 128 hou verbintenis met God se familie, jou geestelike familie. En dan eindig hierdie gedeelte deur terug te verwys na om te sê om die Here te dien. Om die Here te dien. Hoor wat sê vers 4. So seën die Here die mens wat hom dien. Dit is die sleutel. Hy sê dit 2 keer in die begin en weer. So seën die Here die mens wat hom dien. Kan ons die Here dien? Want vanuit daai plek word ons geseën. Vers 5 en 6 gaan dan aan en sê, mag die Here jou seën uit Sion, sodat jy solank as wat jy lewe, die voorspoed van Jerusalem sal sien, en ook jou kleinkinders sal beleef, en mag daar vir Israel vrede wees. God se seën vloei oor
na God se mense. Skielik verbreed hierdie Psalm verder as net jy en jou gesin of jou familie. Mag die Here jou seën uit Sion. Waarom beweeg die Psalm verder as net die gesin? Waarom beweeg hy nou in Jerusalem in? Want vriende, God se seën was nooit bedoel dat dit moet eindig by jou deur nie. En net vir jou nie. En is net vir my en vir my gesin en die wat ek rondom my ken. Net ons en ons bietjie. Die seën kom uit Sion. In die Ou Testament het Sion God se woonplek verteenwoordig. Sy teenwoordigheid verteenwoordig, sy verbond verteenwoordig, dit sy heerskappy verteenwoordig. Sion was, die seën het uit Sion gekom. Dit is die plek waar God was. En die huis word geseën omdat God daar teenwoordig is. En dan sien ons, uit daardie plek sien ons gesonde aanbidding vorm gesonde huise, en gesonde huise versterk gesonde kerke, en dan gesonde kerke gaan in gesonde gemeenskappe in. Sodat ons mekaar kan seën en 'n seën vir mekaar kan wees. Die seën brei uit van jou, binne in jou huis, van jou kinders, in die skole, in kerke, in die gemeenskap, in die stad. Dit stop nie by jou huis nie. Ons is bedoel om 'n seën vir mekaar te kan wees. Net soos wat ons vir mekaar kon 'n seën wees en mense stuur na Adelaide toe sodat ons daar 'n seën kon wees. So gaan ons 'n seën vir Harry en Wendy wees. So seën ons mekaar. Miskien seën julle mekaar deur die week, deur waarhede te deel, deur geloof te deel, deur mekaar te bemoedig. God se seën beweeg altyd na buite. Dit is nie bedoel om privaat te wees nie. Dit is my seën. God seën sy volk sodat hulle vir ander 'n seën kan wees. En dan sluit die Psalm af en dit sê vrede oor Israel. Vrede oor Israel, en hierdie woord vrede beteken shalom. Shalom. Wat beteken, dit beteken veel meer as die afwesigheid van konflik. Dat daar moet vrede wees, daar moet nie konflik wees nie. Dit beteken baie meer as dit, vriende. Dit beteken 'n volkome heelheid. En dit is hoe God die lewe bedoel het. Dis die eindbestemming van sy seën. Is volkome heelheid. Dat ons by mekaar kan kom en saam kan wees en God se seën kan beleef. Die wêreld sê seën word gevind om meer te hê. Miskien kyk jy na jou omstandighede en jy wonder, is ek 'n geseënde? Hoor ek die Here se stem as ek kyk na my omstandighede en wat ek het? Duidelik is die seën van die Here nie op my nie. En ek hoop dat hierdie teks bemoedig jou vanoggend, dat dit is nie waar God se seën lê nie. Hierdie Psalm herinner ons dat God se seën word gevind deur om aan die Here te behoort. Want hy is die bron van ware seën. Deur die bloed van Jesus Christus hoef ons God se seën nie te verdien nie. Jy verdien niks. Ek verdien niks. Ek leer my kinders, jy verdien niks. Want alles is uit genade. Psalm 127. As ons kan verstaan dat uit genade kan ons gehoorsaam wees. En dit is nie omdat ons dit moet doen nie, dit is omdat ons dit wil doen. Dit is die vrug daarvan. Hoe is Psalm 128 steeds van toepassing vir my en jou vandag? Is om te verstaan dat God se seën lê nie in ons besittings nie. Dit lê in
hom te ken, die een wat ons seën. En ek wil eindig met hierdie paar vragies. Ken jy hom? Dien jy hom? Gehoorsaam jy hom? Wandel jy in sy weë? Want seën vloei uit daardie plek uit. En ek wil elkeen van julle aan die einde van hierdie reeks, ons het na 'n klomp temas gekyk, lofprysing, historiese aanbidding. Ons het gekyk na koningskap uit die psalms. En dit is wonderlik om elkeen van hierdie psalms te kyk en te kan sien hoe God deur hierdie psalms, deur hierdie gesange met sy mense gepraat het en opdragte gegee het en hoe ons dit steeds van toepassing is op ons vandag. En hoe ons daaruit kan leer en kan lewe. Maar hierdie psalm is 'n seën. En ek wil afsluit deur jou te seën. Deur jou uit te stuur sodat jy nie net 'n seën kan ontvang nie, maar ook 'n seën kan wees vir ander. Maar jy moet verstaan dat hierdie seën lê nie in wat jy het nie. Ken jy hom? Dien jy hom? Gehoorsaam jy hom? Wandel jy in sy weë? Kan jy 'n minuut vat en net by elkeen van hierdie vrae net vir 'n oomblik stop en die Here vra, Here, waar het ek U nodig? Waar vind ek U seën in dit wat ek het? As by U self. Ek het U nodig. Elkeen van ons het U nodig.